Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings. Ja, op hierdie koel woensdagoggend. En ons is by Hooglied 5. Hooglied 5 vanaf vers 1. En onthou nou, ek moet nou mooi dink aan gister se gedeelte oor die hele beeld van hierdie vrou as 'n tuin, hè? En sy praat van haarself as 'n tuin en die tuin wat so mooi versorg is en al die mooi beelde van dit. En dan sê hy in vers 1: Ek kom na my tuin, my suster, my bruid. Ek pluk my mirre met my speserye. Ek eet my heuningkoek met heuning. Ek drink my wyn met melk. En dan is haar koor wat sing: Eet vriende, drink en word dronk van liefde. Nou geliefdes, hier is ongelooflike mooi beeldspraak en ongelooflike mooi digkuns. So jy hoef ook nou nie twee goedes moet jy voorpas op. Die een ding is, moenie dit alles gaan vergeestelik nie. Party mense maak dit heeltemal vergeestelik dit en sê nee, maar dit gaan nou eintlik oor ons verhouding met God. Weet jy, ek dink nie so nie. Ek dink hierdie boek is geskryf om vir my en jou die opgewondenheid van liefde tussen 'n man en vrou te verduidelik. En jy kan daarby volstaan en dat dit ook van God afkom. Die ander ding is dat ons baie keer van die goed weer te letterlik opneem. Want as jy nou vir my sê ek moet wyn met melk drink, dan sê ek nee. Jy gaan nou vir my die wyn bederf en jy gaan die melk bederf. Ek het net 'n lekker glas melk gedrink. Dis vir my lekker. Maar as jy nou wyn daarin gegooi het, ekskuus, dan wil ek dit nou nie meer hê nie. Maar dis nie die punt nie. Dis goed wat in daai tyd lekker was. Dit was, ek praat van hierdie heuningkoek met heuning. Nee, dit is 'n absolute bederf lekkerny gewees. En dieselfde met die wyn met melk. Dit was nou een van die lekkerste drankies vir hulle. En dan word hierdie uitnodiging die koor: Eet vriende en drink en word dronk van die liefde. Nee, dis hierdie beeldspraak wat jy moet hoor, dat die liefde heeltemal van jou besit neem. Dit is soos as ek en jy nou 'n glas wyn te veel het. Nee, dit gaan na ons kop toe. Dit affekteer jou praat, dit affekteer jou loop, dit affekteer alles. As jy net so doen die liefde met jou. En kan ek en jy, spesifiek in hierdie konteks nou, kan ons mans toelaat dat die liefde dit weer aan ons doen? Kan ons weer van vooraf verlief raak op ons vroue? Julle wat nou verloof is, kan jy dit met jou verloofde doen? Mans wat meisies het, word absoluut weer in besit geneem van die mooi van haar liefde. Amen.